Jesus, baie dankie, Here. Sjoe, Here, dankie dat ons kan weet, Here, dat U die vaste rots is, Here. Here, dankie dat ons kan weet, dat ons ook, Here, met U 'n persoonlike verhouding kan hê, Here. En dankie, Here, dat U ons dan in daardie selfde liefde, Here, wat ons in verhouding met U tree, Here. Dankie dat U in daardie liefde ons lei, Here, teenoor die mense wat rondom ons is, Here. Here, mag U vanaand alleen verheerlik word, Here. Here, ons wil ons harte vir U kom gee, totaal en al, Here. Here, U is so waardig om gaan bid te word, en ja, Here, ons die nietige mens, Here, kan net voor U kom, Here, en vir U sê, Here, U is waardig. Here, U verdien hierdie lofsange en nog meer. U verdien elkeen van ons se lewens, Here. En ons dankie daarvoor, Here, in die naam wat by elke naam is, die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Baie welkom aan elkeen van julle vanaand hier, so julle mag maar julle sitplekke inneem. Dit is so lekker om weer saam te kan wees. Ek gaan net, voordat ons begin, net die offergawe opneem, so wat ook al jy vir die Here vanaand wil gee, kry dit reg, en ek gaan net vir ons 'n gebed daaroor doen. Hemelse Vader, Here, dankie dat ons vanaand, Here, die voorreg het om, Here, en ek sê die voorreg, Here, die voorreg het om te mag gee, en te mag saai, Here, in U koninkryk, Here. Here, mag hierdie saad wat ons saai, Here, mag dit op vrugbare grond val, Here. En dankie dat U, Here, dit volgens U wil sal vermeerder, Here. Tot uitbreiding en tot vestiging, Here, van U koninkryk. Dankie dat U ook voorsien, Here. Here, aan die wat nie moontlik het om te saai nie, Here. Maar Here, ons weet dat U is die God van goud en silwer, Here. U besit dit alles. En Here, ons is hier vanaand om U te aanbid, en Here, uit die woord uit te leer, Here, en saam te fellowship, Here. Maar Here, dit wat ons materialisties het, Here, wil ons net vanaand vir U kom gee. En ons dankie, Here, dat U totaal in beheer is, Here. Ons loof en prys U daarvoor, in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Ons gaan sommer dan die offergawe opneem. Baie dankie aan die span. Ons het ook aan vanaand die wonderlike voorreg om 'n kosbare 2 seuns te kan inseën of toe te wy aan die Here. So terwyl ons so opneem, gaan ek vra dat Siskia en Sean, of julle nie sommer my wil net kom join hier op die verhoog nie, met julle 2 pragtige seentjies. So ek wil net so vinnig voor ons aangaan net 'n kort skrifvers met julle deel. En dis nou snaaks genoeg, is dit nou uit die Engelse vertaling. Ek lees nooit uit die Engelse vertaling nie. Maar in Spreuke 22 vers 6 sê die Passion Translation. Sê daarso, dedicate your children to God and point them in the way that they should go. And the values that they've learned from you will be with them for life. Is dit nie mooi nie? En dit is presies wat ons vanaand gaan kom doen. Ons gaan vir ou Michael en ek het nou sy naam vergeet, vir Keanu, dankie Sean, vir Keanu kom toewy aan die Here. En mag dit so wees volgens Spreuke 22 vers 6. So ons gaan vir hulle salf,
Maar voordat ons hulle salf, hierso is hulle sertifikaatjies. So eers het ons vir Michael hierso, dit is klein boetie wat hierso staan. So Michael Heeman, die inherente betekenis van sy naam is wie is soos die Here. Dit is wow, toe ek dit lees, toe dink ek, joh, dit is die inherente betekenis, die natuurlike betekenis van Michael se naam. En dan die geestelike betekenis is oorwinning oor onheil en verklaar in sy naam dat niemand soos God kan wees nie. En die skrifbelofte wat ons daar het is uit Psalm 113 vers 5 tot 6 wat sê: Wie is soos die Here, onse God, wat hoog woon, wat laag neersien in die hemel en op die aarde. So hierdie is Michael se sertifikaat. En dan het ons vir Keanu. Sertifikaat plak so 'n bietjie vas. So Keanu Richard Heeman. Die inherente betekenis van sy naam is moedige en wyse raadgewer. En dan die geestelike betekenis is hy moet op God vertrou vir wysheid en verstand. En die skrifbelofte wat daarmee gepaard gaan is Spreuke 18 vers 15 wat sê die hart van die verstandige verwerf kennis en die oor van wyse soek na kennis. Dis kosbaar. Daar sê. So ek gaan saam met julle bid en ons gaan hulle salf. So julle kan net so staan. En as gemeente wil ons nie ons hande sommer uitsteek na hulle toe nie. Ag Hemelse Vader, Here, baie dankie, Here, vir die voorreg wat ons het, Here, om vanaand vir Michael, Here, net te kan kom salf, Here, met die keer, Here, en met die seën wat U bring, Here. Dankie, Here, vir Michael se lewe, Here, en dankie dat Here, soos wat sy naam beteken, Here, dat wie is soos God, wie is soos die Here. Here, mag hy hierdie boodskap uitdra buite toe, Here, vir die wat dalk twyfel in hulle hart het, Here, mag Michael 'n boodskap wees, Here, tot elkeen van so mense, Here. Here, ons dankie vir die lewe en ons dankie, Here, dat ons die voorreg het om vir Michael te mag kom toewy aan U, Here, en Here, net vir U te kom sê, Here, dis tog U skepsel, Here, dis U geskenk aan Sean en aan Siskia, Here. En dankie, Here, vir Michael se lewe, Here. Mag U hom regtig waar kom oprig as 'n diensknegt van U, Here. En so wil ek vir Keanu, Here, kom salf, Here. En dankie, Here, vir Keanu Richards, Here. Here, dankie dat U die kennis en die wysheid net in hom kom imparteer, Here. Here, soos wat hy so klein hierso sit, Here. Dankie vir sy gedagtes, Here. Dankie dat U hom kom seën, Here. Met 'n rein en goeie gedagtes, Here. Absolute kennis wat van U afkom, Here. Dankie daarvoor, Here. Mag U hom regtig waar gebruik in die koninkryk, Here. Here, soos wat Spreuke 18:15 sê, Here, dat sy hart net vol van hierdie verstandigheid sal wees, vol van hierdie kennis. Ek dankie daarvoor, Here. Dankie vir die gesondheid oor hulle, en Here, dankie dat ons kan sê, Here, dat hierdie kinders, Here, behoort aan U. En Here, dankie dat U die pad vir hulle oopbaan en die weg vir hulle oopbaan, Here. Here, en so wil ek ook kom bid vir Sean, Here, hulle wonderlike pappa, Here. Dankie dat Here, as hulle na hulle pa kyk, Here, dankie dat hulle 'n voorbeeld sal sien. Here, omdat hy 'n verhouding met U het en omdat hy verhouding met U bou. Ek dankie daarvoor, Here. Dankie vir 'n pa in hulle lewe. En so ek, Here, vir hulle wonderlike moeder Siskia, Here, dankie dat hulle as hulle die liefde soek, Here, die veilige plek soek, Here, dat hulle sal kan hardloop na 'n moeder toe, Here, wat omgee. Here, wat sy hart liefde is. Here, dankie dat sy 'n ondersteuning sal wees, Here, vir haar man en Here vir elkeen van hulle in hierdie gesin, Here. Here, ek wil die keer van U seën oor hierdie gesin kom uitspreek, Here. Dankie dat U aangesig oor hulle sal skyn, Here. Dat U aangesig oor hulle sal verhef en aan elkeen van hulle kom vrede gee, Here. 'n Vrede wat verstand te bowe gaan. Mag dit in hierdie gesin gesien word, Here. Daar waar hulle beweeg.
Ons dankie daarvoor, Here, tot eer en verheerliking van U heilige naam. In die naam van Jesus bid ons dit. Amen. Seën vir julle, hoor. Mag julle 'n wonderlike diens geniet. Dankie. Daar sê. Ons het vanaand 'n gasspreker. Ek gaan net oorgie aan hom. Mag hierdie boodskap vir julle absoluut seën. Baie dankie, Stefan. Sê die mic is nat, hè? Grap net. Ek spot net. Ja, dis 'n voorreg om weer beer te kry. Dit is baie goed vir my. En kom ons sluit die oë. En vanaand se insending pas so mooi by die boodskap wat ek wil bring. So kom ons bid saam. Dankie Here dat ons hier kan wees, Here. Dankie dat ons meer van U kan leer, Here, dat U woord soveel goed kom oopmaak in ons harte, Here, dat ons U sien in elke storie in die Bybel, dat ons Christus sien, dat alles na U toe point, Here. En ja, Here, mag ons soos ons deur hierdie woord werk, net dit vandag raak sien, Here, dat ons net U aard raak sien en Christus raak sien in alles. Kom bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Baie welkom aan almal van my kant af. Ek het al die pad ingevlieg van Alboa af, van my huis af. Ja, ek soek nie water nie. Nee, grap. As die enige besoekers is, wat vir die heel eerste keer hier is, kan julle asseblief julle hande vir ons opsteek? Ons het baie lekker water, koue water. As jy vir die heel eerste keer hier is, Michael steek sy hand op. Ek het jou hand opsteek, as jy te skaam is, staan het op en gaan hulle water daar agter. Maar as jy vir die heel eerste keer is, dan gaan hulle vir jou water bring. En dan kan julle die Bybels oopmaak by Genesis. Ons sal vandag in Genesis wees. Genesis is ook, ja, ek is 'n gasspreker, is my eerste keer. Dankie. Ek waardeer. Ons gaan in Genesis 3 begin. Genesis 3. En ek wil net ietsie kom vasmaak voor ek begin. My Bybel wil self toemaak. So gaan met oophou so met een hand. En ons gaan in die storie van Abraham indelf vandag. My tema is jou offer. Wat jy opoffer, jou opoffering, wat jy na die Here toe bring. En voor ek by die tema wil uitkom, wil ek net een baie belangrike ding kom bevestig, wat hierdie storie net soveel mooier gaan inkleer. So, ons is in Genesis 3, vers 15. En hier is nou na Adam en Eva geval en struikel het. Hulle het nie vir God geluister nie, hulle het vir die duiwel geluister en van die vrug geëet. En die Here kom aan en hy sê, wat het julle aangevang? En hy sê wat gaan gebeur met hulle, soos 'n goeie pa, sort hulle mooi uit, baie mooi. En hy praat met die vyand, die duiwel, en hy kom spreek ook 'n vloek oor die duiwel uit. En hy sê die volgende, dit is my so mooi, dis 'n profetiese woord, dat Christus gaan kom. Al in Genesis 3, sê God vir die vyand, die volgende. En ons is in vers 15, en die tweede helfte is die belangrike deel, maar ek gaan die hele vers lees. So hy praat hier met die duiwel, en dis nou God self wat praat. Hy sê, en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. En daai hy praat van Jesus Christus. So hy sê hierso, na die eerste persoon geval en struikel het, en van die verkeerde vrug geëet het, hulle nie moes eet nie, die sonde daar was hoogmoed, en hulle het hoogmoedig opgetree, en gedink, nee, hulle weet beter, hulle gaan eerder vir iemand anders luister as God, wat hulle geskaap het, gebeur al hierdie goed, en net na dit, gee God klaar die oplossing vir ons almal. Heel in die begin, 6000 jaar terug, ek weet nie presies nie, 6500, 6200, my pa maak het so, hy sê, ja. So, en hy kom gee 'n oplossing, en hy sê, hy sal jou kop vermorsel, wat praat van Christus, wat op die duiwel se kop gaan trap, en jy sal hom aan die hakskeen byt. En dit is presies wat gebeur het nie. Christus het aarde toe gekom, hy het op die slang se kop kom trap, en soos hy op sy kop getrap het die slang hom aan die hakskeen gebyt. En God het toegelaat dat Christus aan die kruis sterf. En dis presies waartoe hierdie verwys, hoe God kom en die duiwel oorwin, en dit lyk of die duiwel gaan wen. Want hy het hom gebyt aan die hak, die slang is dood, maar hy het hom gebyt aan die hak. En Christus staan op. So dis 'n baie belangrike punt om te weet, en ek gaan nou net vir julle sê hoekom. En nou gaan ons net so 'n bietjie verder aan. Ons gaan Genesis 15 toe.
En ons gaan 'n bietjie kyk na die storie van Abraham en Isak. En wat Abraham aangevang het in sy lewe en wat hy aanvang met sy seun. Baie mense ken die storie. En ons gaan begin by die belofte wat God aan Abraham gegee het. So heel in die begin gee God 'n belofte aan Abraham. En hier is ook baie belangrik om te onthou wat hier staan. En hy sê in vers 4, vers 15, in Genesis 15, begin hy nou verduidelik en sê Abraham, "Eers, maar ek is so oud, Here. Ek is so oud, wat gaan my nageslag wees? Ek het nie my eie nageslag nie. Gaan my bediende my nageslag verder raai." Praat so van sy bediende. En kom antwoord die Here hom in vers 4. Toe kom die woord van die Here tot hom en sê, "Hierdie een sal nie jou erfgenaam wees nie, maar die een wat uit jou liggaam sal voortkom, hy sal jou erfgenaam wees." Daarop bly hom uit na buite met die woorde, "Kyk nou op na die hemel en tel die sterre, as jy hulle kan tel." En hy sê vir hom, "So sal jou nageslag wees." So hier kom maak hy op Abraham se ou dag, hy begin sê, "Here, ek raak nou oud. Wat gaan my nageslag wees?" En die Here vat hom uit en hy sê, "Kyk op na die sterre." En ek weet nie wie van julle het al probeer die sterre tel nie. Baie mense weet al sekere planete is as jy kyk, en sê hulle soos daar's Jupiter en daar's Mars. Ek kyk altyd vir die rooi steen en sê ek sê ja, daar is Mars. Hulle sê dis waar Mars sit en dit's baie slim. Maar doen jouself 'n bietjie 'n guns as jy 'n verkyker by die huis het. Dan kyk jy net op met 'n verkyker na die sterre. Dan sien jy hoeveel sterre agter daai sterre is wat jy nooit sien sommer maar net nie. Net daai bietjie wat jou verkyker inzoom, is daar duisende sterre. En die Here sê dis jou nageslag gaan wees. En dis die belofte wat God vasmaak aan Abraham. En ons ken vir Abraham, ons weet wat hy aangevang het. En ons gaan kyk na dit. En ons gaan op Genesis 16 toe. Vers 21 gebeur 'n paar goed in hulle lewe en hulle gaan voort. En Sarai, dis nou Abraham se vrou. Ek moet eintlik praat van Abraham, nie Abraham nie, want dis voor sy naam Abraham was. En Sarai is sy vrou wat sy naam Sara word. En Sarai gaan na Abraham toe en sê vir hom in vers 1 en 2 in Genesis 16 sê hy, maar Sarai, die vrou van Abraham, het vir hom geen kinders gebaar nie. En sy het die Egiptiese slavin gehad, amper sê ek Egiptiese spoegkobra, sy het die Egiptiese slavin gehad met die naam Hagar. En Sarai het vir Abraham gesê, jy weet die Here het my nie toegelaat om moeder te wees nie, moeder te word nie. Gaan tog in by my slavin, miskien sal jy uit haar gebou word. Sy praat van, miskien sal jou nageslag uit haar uitkom. En dis presies wat Abraham gesê het. Hy het nie gepraat van 'n bediende daar in Genesis 15. En hulle begin hulle eie planne maak. En Abraham het na Sarai geluister. En hy het ingegaan by Hagar en hy het sy eie belofte probeer vervul wat God in sy lewe gemaak. Hy het dit op sy eie manier probeer doen. Hy het sê nee, ek gaan dit in my hande neem en 'n sonde doen, die verkeerde ding doen en my nageslag so. Hy het nie op God vertrou in daai oomblik nie. En wat leer ons hier uit? Om nie na jou vrou te luister nie. Ek sien my pa het 'n nota gemaak. Ja, grap. Nee, ek spot net. Maar Abraham het nie vertrou dat die Here dit gaan doen nie. En as 'n mens verder gaan lees, sien 'n mens hoe Sarai, voor sy Sara was, sy word net hierna Sara, hoe gaan hierdie vrou beny, sy's kwaad, sy's soos bietjie jaloers, want sy het nou swanger geraak met Abraham se kind, en hierdie vrou vlug, en soos hy vlug, ontmoet die Here haar, en hy sê, gaan terug, en gaan submit jouself het onder haar. Die Here het nog steeds 'n plan vir Hagar, en die seun wat Hagar gebaar het, was Ismael, en die Here het hulle net gelos nie. Die Here het nog steeds 'n plan vir hulle ook gehad. Maar hier gaan Abraham, weer eens, hy het die fout gemaak, en die vrou kom terug, en nou maak hulle hierdie kind ook groot. En Abraham gaan aan, en hy gaan aan met sy lewe, en soos hy aangaan, kom die Here weer na hom toe, en hy kom maak weer 'n belofte met Abraham. En ek wil net seker maak vir my versgedeelte hierso, ek het dit neergeskryf, en God kom weer na Abraham toe, en hy kom bevestig vir hom wat gaan gebeur, en dit is in Genesis 17 weer, en hy sê in vers 4, en hier is waar God sy naam verander, hy verander sy naam van Abraham na Abraham toe, en Sarai na Sara toe. En vers 4 is die belangrike deel,
waar hy sê, wat my aangaan, kyk, my verbond is met jou, en jy sal die vader van menigte nasies word. Daarom sal hulle jou nie meer Abraham noem nie, maar jou naam sal Abraham wees. Want ek maak jou 'n vader van menigte nasies. So hier kom God weer, na Abraham geval en struikel het sy eie ding gedoen het, kom God nog steeds en kom bevestig weer daai belofte. En is asof ons baie keer in ons lewe dink jy's nou het ek 'n fout gemaak. Nou het ek bietjie opgeneek, nou het ek my eie ding probeer doen en dit nie gewerk nie. En dan dink ons ek nou kan ek nie meer gered word. Nou ek het myself al baie dae gekry. Of dan dink ek eers nou kan die Here my nie meer gebruik nie. Maar God kom in genade na Abraham toe en hy maak weer belofte met hom en sê, daar is nie jou nageslag nie. Ek het mos gesê, my plan sal nog steeds geskied, maar die belangrike deel is Abraham het na God toe gegaan. En die belofte gebeur. En sy vrou baar 'n kind na 'n paar jaar, maar God gee hierdie belofte vir hulle en daar's baie goed. Sodom en Gomorra, wie het al gehoor van Sodom en Gomorra? Dit gebeur soos intussen, die Here verwoes Sodom en Gomorra, Abraham probeer intree vir hulle, hy kry niemand wat regverdig is daar, en die Here verwoes die hele stad, en hy gaan aan, en ons kom by Genesis 22 uit, net voor dit baar Sara vir Isak, en sy kry die seun Isak, en dit is in hom wat God die belofte gesit het, en is in Genesis 17 vers 9 eers, dis die skrifgedeelte wat ek gemis het. Hy sê vir hom in Genesis 17 vers 19, sê hy, toe antwoord God, verwaar jou vrou Sara sal vir jou 'n seun baar, en jy moet hom Isak noem, en hy sal my verbond en ek sal my verbond met hom oprig as 'n stewige verbond vir sy nageslag na hom. So daar kom sê God dit vir hom. En daar sê hy wat hy die kind moet noem, en al hierdie goed kom toe waar, soos dit ek voel ek het verkeerd gesê, maar alles gebeur, en hulle baar 'n seun, en Abraham is happy, hy doen wat die Here sê, die Here het gesê, hy moet almal besny, ewen sy seun op 8 dae doen hy dit, en hy gaan voort, en die Here is met Abraham, soos hy deur beweeg, soos hy rondtrek, waar hy mense sien, dink op 'n tyd het hy gejok oor sy vrou ook, wat nie sy vrou is nie, en al hierdie goed, maar die Here is by hulle, en in Genesis 22 kom die Here, en sê vir hom die volgende, na hierdie dinge het God Abraham, na hierdie dinge, so na al hierdie goed wat gebeur het God Abraham op die proef gestel, en het hom gesê, Abraham, met 'n uitroepteken, sê hy, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. Toe sê hy, dis nou die Here wat praat, neem jou seun, jou enigste wat jy lief het, Isak, en ga na die land Moria, en offer hom daar, as 'n brandoffer, op een van die berge, wat ek jou sal aanwys. En hierdie storie was nooit vir my so erg, toe ek het lees nie, tot ek agtergekom het, Isak is die enigste hoop vir Abraham se nageslag gewees. God het gesê, ek kom maak my verbond vas, deur Isak, en hy sal jou nageslag verder vat. En na al hierdie goed, kom stel God vir Abraham op die proef, en hy sê vir hom, gaan offer jou seun op die altaar, en ek sê vir jou wys wat sy berg. En Abraham se reaksie daarop, hy sê in vers 3, daarop het Abraham die môre vroeg klaargemaak, en sy esel opgeslaan, en 2 van sy dienaars, en sy seun Isak saam met hom geneem, en hy het die hout gekloof vir 'n brandoffer, en opgestaan, en na die plek gegaan waar God hom aangewys het. So Abraham tree hier in baie geloof op, dis sê, okay, Here, U het gepraat, hier gaan ek. En baie keer sal mense ook vir my pa, vir enige iemand kom sê, nee, die Here het vir hulle gesê, hulle moet hierdie doen. En dan, as jy uitvind, die Here het vir hulle so 'n paar maande terug gesê, ewen in my lewe, dan sê die Here vir my om iets te doen, of ek beleef iets, en dan gaan kry ek nog maar weg. Maar Abraham gaan dadelik, en hy sê, okay, Here, so hier sê ek my seun opoffer, U is goed vir my die laaste ruk gewees, U is baie goed vir my gewees, ek het U belofte in my eie hande probeer neem, ek het alles self probeer doen, en U het nog steeds deurgekom vir my. As U vra my seun te offer op die altaar, dan sal ek so maak. En hy vat dadelik sy goed. En dit is so mooi dat ons 'n insending vandag gehad het. En ek kan julle sê, as ons vir hulle vra, wat dit sal vat om jou seun te gaan opoffer. Dit is 'n groot opoffering. Ek kan net dink wat Abraham vir sy vrou moes sê, voor hy gegaan het. Ek dink hy het al gesê, net, ek het net gegaan.
Hy het niemand gesê nie. Hy het net ek sou ook nie. Sê jou vrou met sy oorie, die Here het gesê ek moet vir Isak gaan opoffer. So ek dink sy sou baie gelukkig gewees het nie. En met hierdie wil ek gaan na Hebreërs 11 toe. En ek moet net gou hierso kry. En julle kan saam met blaai soontoe. Ons gaan so 3 skrifgedeeltes in Hebreërs 11 lees. En ons gaan begin by Hebreërs 11 vers 1. En dis 'n baie belangrike ding. In hierdie boek Hebreërs in hoofstuk 11 kom God en hy praat of Paulus skryf dit, maar dis waar hy noem van ons neem aan as Paulus, kies. Ons weet nie wie Hebreërs geskryf nie. Maar in 'n geval. Hy kom daar en hy kom praat van al die geloofshelde van die Ou Testament. En een ding wat baie belangrik was, wat al hierdie geloofshelde in gemeen gehad het, is vers 1. En dit is die volgende, dit sê, die geloof is dan 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. 'n Bewys van die dinge wat ons nie sien nie. En ek moet sê, in die begin het Abraham nie noodwendig daai geloof gehad nie. Hy het nie vertrou op God nie, hy het nie 'n vaste vertroue gehad dat God dit gaan doen nie. Maar verder kom leer ons, dat Abraham hierdie vaste vertrou op God begin kry het. En het hom aanhou volg. En aanhou doen wat die Here vir hom sê. En dan praat hy van Abel daar en 'n paar mense, Abel en Kain. En dan in vers 6 in Hebreërs 11, vers 6 sê hy weer, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, en die beloner is van die wat hom soek. En ons het in hierdie week, ons is besig om 'n boek deur te werk, en my pa lig toe uit in hierdie skrifgedeelte, in vers 6. En ek het dit nie eens gesien nie. Hy sê daar, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. So nommer 1, sonder geloof kan ek ophou. As ek nie gestap van geloof in my lewe neem, as ek nie glo in God nie, dan is my Christendom, dan kan ek nie God behaag nie. Dan wat is die doel? En dan kom sê hy, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is. En dis dit. Hy sê nie dat glo dat hy is en nog iets nie. Laat my dink aan daai dink dit was, ek kon onthou wie die brandende bos was nie, ek dink dit was Moses, né? By die brandende bos gestaan het. Ek seker maak ek sê die regte naam hierso. En hy het gevra wie is dit? En toe sê dis ek. I am. Dit is God. En hy is alles wat ons nodig het. Hy is alles wat ons kan soek. Hy is genoeg. Hy is die skepper van die hemel en die aarde. Hy is die een wat ons geskaap het. Hy is die een wat vir ons 'n plan het. Hy is die een wat ons gered het. Hy is die een wat jou uit jou diepste put kom haal het. En hy is die beloner van die wat hom soek. En ek dink altyd aan Dawid, en dis een van my gunsteling skrifgedeeltes in Psalm 23 vers 1. En dis net die helfte van die skrifgedeelte. Wat hy sê, die Here is my herder, ek sal niks kort kom nie. En dis al wat hy nodig het. Dis net die Here. Solank as wat ons die Here het, maak niks anders saak nie. En dis hoe Abraham begin lewe. Hy sê, okay, al gaan ek my seun opoffer, ek het die Here. Die Here het vir my belofte gemaak. En hy sê in Hebreërs 11 vers 17 en 18, ons gaan tot by 19, 17, 18 en 19 lees, so Hebreërs 11, kom sê hy die volgende. Deur die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isak geoffer. Ja, hy wat die beloftes ontvang het, het sy enige gebore geoffer. En nou dat ek al enige gebore lees, het ek vergeet om 'n baie belangrike punt te maak. God kom sê vir Abraham weer, hy kom maak weer profetiese aksie van sy seun wat hy gaan stuur. En dis hoekom ek daai Genesis 3 vers 15 in die begin gelees het. Want dit als is 'n spieelbeeld van wat Christus en God gedoen het. God het sy enige geliefde seun gestuur. Want so lief het God die wêreld gehad, dat sy enige gebore seun gestuur het. En dis so 'n mooi spieelbeeld. God het geweet Abraham hoef nie sy seun dood te maak nie. Maar hy het gekyk, is hy bereid om sy alles op te offer vir God. En hy sê so in vers 18, aan wie gesê is, in Isak sal jou nageslag genoem word. Want hy het gereken dat God mag het om selfs uit die dode op te wek. Daaruit het hy hom ook, om so te spreek, terug ontvang. So
Abraham se geloof was, okay, die Here het beloof my nageslag sal in Isak wees. So as die Here vir my sê ek moet Isak opoffer, dan sal hy vir my Isak teruggee. Want God se belofte sal bly staan. En ons het gegaan van Abraham wat met Hagar geslaap het, om sy nageslag voor te vat, na Abraham wat so vertrou het op God, dat hy bereid was om sy eie seun op te offer, want God het so gesê, en hy het geweet, God sal sy seun weer red en vir my nageslag opwek uit dit uit. En dis 'n hele ander geloof, en ek vra myself baie, is ek bereid om tot daar te gaan vir God? Is ek bereid om soveel op te offer? En dis weer eens my tema, jou offer. Wat is jou offer wat jy bring aan God? Wat is dalk daai ding in jou lewe wat hy vir jou sê, hier is besig om in my pad te staan. Hier is dalk iets wat jy meer tyd aan spandeer, as wat jy aan my spandeer. En ek wil 'n klein illustrasie doen vanaand. En ek weet, waar is die man? Ek sien my nou nie. Daar's hy. Hy het 'n paar weke gepraat van hierdie illustrasie. So gou Francis Chan, ek het 'n paar weke terug 'n video van hom probeer wys. Die Asian oom. En toe die video nie gewerk nie, maar toe die klank gewerk, maar ek het daarom vir julle verduidelik hoe hy lyk. Toe dink ek ek sal vanaand self die illustrasie doen. En hierdie het my nogal heel anders laat dink, en ek die wande kan klaar sien wat sy illustrasie dit is. En daai Francis Chan, hy staan op die verhoog, maar hy het 'n baie langer tou. Ek het hierdie by skool gebruik, so ek nie so lank gevat nie. Maar hy vat 'n tou en hy sê, okay, imagine hierdie tou hou nooit op nie. Hy gaan reg rondom die aarde tot in ewigheid. Hy gaan om die heelal, daar's net nie einde nie, ons weet nie waar eindig nie. En hou net vir ewig aan. Dan gaan hy toe ook tape gesit op die voorkant. Toe sê hy, hierdie rooi stukkie, ek het hom al swart gehad, pink gehad en rooi gehad. Ek het hom al 'n paar keer gebruik. En hy laat ek hier voor staan, laat ek net dit beter kan wys. So ek gaan hom agter die speaker wegsteek hier op einde van die tou. As hy vir die mense wat hier sit, hy's nou agter die speaker. Julle kan hom sien. Maar dan sê hy, hierdie is jou lewe op aarde. Hierdie bepaal, hierdie klein stukkie hierso wat ons hier op aarde lewe, dit bepaal waar ons die ewigheid spandeer. En baie keer maak ons keuses hier wat nie sin maak nie, wat ons maak vir God en ons maak 'n opoffering en mense gaan na jou kyk en sê, "Waarmee is jy besig? Is jy soos wat van jou toekoms, wat van jou aftrede, wat van hierdie, wat van daai?" En hulle is so ge-worry oor hierdie lewe dat hulle vergeet van die ewigheid wat ons saam God spandeer. En ek wil amper sê hier is ons toets wat God ons deursit. Is hierdie klein stukkie op aarde. En daai Francis Chan het so mooi verduidelik, ek gaan dit nou net hier gooi agter. En hy verduidelik, baie mense werk so hard, hulle doen alles wat hulle moet doen, hulle maak seker hulle lewe lekker hier op aarde, hulle gaan nie so baie kerk as hulle moet kerk toe gaan, hulle soek nie die Here so erg soos hulle hom soek nie, want hulle wil nou en vir hulle kinders, vir die res van hulle toekoms, wil hulle net voorsien, en hulle mis die Here heeltemal. En baie keer sal daai mense na jou kyk, wanneer jy sê, ek los alles vir God, en dan sê, waarmee is jy besig? Dis dom om alles te los, dis onwys, jy kan nie net in die Here vertrou nie, soos jy moet bietjie wysheid gebruik, en jy sê, ek los alles in die Here se hande, en daar's obviously 'n balans, jy kan net alles los en niks doen nie, maar, en Francis Chan, ek kom sê net, hulle sê hy is dom, hy praat van, as die mense vir jou sê is dom, dan sê nie, maar jy is dom, wat God los in hierdie kort tyd, jy verruil hierdie kort tyd op aarde, vir 'n ewigheid saam God, om nou, alles te geniet, te gaan party, wat is dit hulle altyd sê, nou, jy lewe net een keer, jy doen dit nou, soos kom party, toets alles, behou die goeie, hulle gooi daai skrifgedeelte ons uit konteks uit. En Abraham het nooit die belofte gesien, wat God vir hom gehad het nie. Maar ek seker, soos hy daar in die hemel was, het hy gesien wat gebeur. En die Bybel verwys baie keer na Abraham toe, die vader van die nasies. En dis hoe ons houding ook moet wees. Ons moet bereid wees om alles in hierdie wêreld op te offer vir God en op hom te vertrou. As hy sê, nee, los daai, besop daar, skuif soontoe, beweeg links, kan ons nie ons eie ding doen. Ons kyk na Jona, wat gebeur met hom toe hy sy eie keuse gemaak het. Toe hy die wil van die Here beweeg het 'n vis hom ingesluk. En dis amper daai vis wat jou insluk in die diepste put in, wanneer ons kies om nie vir God te lewe nie. Dan sluk ons daar's net twee plekke, hemel of hel.
En alles wat ons hier doen, is 'n toets van waar ons gaan daartoe. As ons op God vertrou, dis die belangrikste ding. As ons op God geloof het, in God geloof het, dan gaan ons om hom die ewigheid spandeer. Maar as ons nie op hom vertrou en ons lewe net soos ons wil en ons gaan maar voort en ons hoor nie regtig wat aangaan nie, dan gaan ons dit mis. En 'n baie belangrike ding is om te weet, en ek gaan nou weer die touge optel. Weet nie wie gaan nie, trap ek op hom, terwyl ek trap ek weer op hom. Daar's 'n klein swart stukkie daar wat nou uitsteek, maar ons lewe vir hierdie oorgangsdeel, want ons oorgaan na God toe. En my pa het vanoggend 'n skrifgedeelte gelees, voor hy begin preek het, en dis in Filippense 3, vers 14. En dis die skrifgedeelte waarmee ek wil tweede laaste skrifgedeelte waarmee ek wil afsluit. En hy sê hier in Filippense 3 vers 14. En hy sê maar een ding. Ek vergeet die dinge wat agter my is en strek my uit na wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. En in dieselfde boek sê Paulus die lewe is niks nie. Die lewe is Christus. Nie niks nie. Die lewe is Christus. Hy lewe met alles wat hy het. In daai klein stukkie, nou nie weer op hom trap nie. In daai klein stukkie lewe hy vir Christus. En wanneer hy doodgaan, wanneer hy hierdie plek bereik, kom ons sê op 80 of 70 of 100 of 110, dan is dit 'n wins vir hom, want hy gaan die res van die tyd saam God spandeer in die hemel. Maar wanneer jy nie vir Christus leef nie, wanneer jy nie jou lewe opoffer vir hom nie, dan is die dood 'n baie groot verlies. Dan is dit 'n ewige dood wat jy sterf. En dit is 'n bietjie 'n perspektief. Dit sit alles so 'n bietjie in perspektief van hoe belangrik hierdie, kom ons sê met die average 85 jaar op aarde is. Hoe belangrik dit regtig is teenoor die ewigheid saam met God. En ek het nou in my voorbereiding, toe ek na my preek oefen, toe mis ek ook hierdie skrifgedeelte. En ek wil hom tog lees. En dis waar Jesus Christus kom. En hy praat in Matteus 10 vers 38 en ons gaan van vers 34 af lees. En dan gaan we hierdie weer afsluit en weer terug gaan na Filippense toe en net weer daai kom beamoen wat ek gesê het. Maar so Matteus 10 vanaf vers 34. Dan sê Jesus hierso vir al die mense om hom, dan sê hy die volgende en ek onthou toe ek net op bekering gekom het en ek het hierdie gelees soos ek is wat? Is hierdie Jesus wat hy praat? Maar dit het vir my dadelik sin gemaak nie. Maar hy sê in vers 34. Hy sê moenie dink dat ek gekom het om vrede op aarde te bring nie. Daar het hy klaar, soos ek is wat? Jesus, daar's mense wat hulle hele lewe lank pursue om world peace te kry. Jesus het nie eens aarde toe gekom om dit te doen nie. Hy sê moenie dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Want ek het gekom om tweedrag te verwek tussen 'n man en sy vader en tussen 'n dogter en haar moeder en 'n skoondogter en haar skoonmoeder. Die laaste een is die maklikste een. Skoondogter en haar skoonmoeder. Dis wat ek al gehoor het. Ek het nog nie daai experience nie. Maar hierdie het my laat dink altyd, so wat? Hoe maak hierdie sin? En hy sê in vers 36, en 'n mens se huisgenote sal sy vyande wees. En ek dink altyd so, toe ek tot bekering gekom het, ek het op skool, Here was baie genadig om op skool al te red, en my hele lewe het verander, en ek het soveel mense verloor, en dit was nie die mense wat my nie geken het, wat gesê, hierdie ou, wat doen hy? Dis die mense wat my geken het, die mense met wie ek elke dag pouse gesit en soos praat het, en jokes gemaak het, en goed gesê het, dis hulle wat gesê, Stefan, gaan ek jy is kerk maar nou, gaan nou kerk, en sulke goed, en gelukkig was die Here in my lewe, nie so groot invloed gehad nie, maar dis die naaste mense, wat teen jou gaan draai, nie altyd nie, of wat baie keer teen jou draai, en jy verloor dalk die naastes aan jou, maar solank jy Christus het in jou lewe. En dan gaan hy aan in vers 37, dan sê, wie vader of moeder bo my lief het, is my nie waardig nie. En daar is 'n baie belangrike stelling, want hy sê, is my nie waardig nie. Wie vader of moeder bo my lief het, is my nie waardig nie. En wie seun of dogter, nou is dit die ander kant om, bo my lief het, is my nie waardig nie. En dit klink baie erg, maar dit is hierdie spieelbeeld van, hierso is God, daar's niks fout om my pa lief te hê, en my pa my lief te hê nie, daar's niks fout daarmee nie. Maar ons liefde
teenoor Christus moet soveel groter wees. Jy gaan jou seun, jou dogter, jou ma, jou pa so kan lief hê, solank as wat jy Christus met alles in jou lief het. Dan maak dit ook wat nie, mense kan sê, mense kan jy raak ry en jy gaan nog steeds die liefde van Christus uitstraal, as jy God en Christus soek met alles. Jou liefde moet so groot teenoor Christus lyk, as wat dit lyk teenoor die mense wat in hierdie wêreld soms leef. En dis die prentjie wat ek kom skep, en die belangrikste ding wat hy altyd sê is my nie waardig nie. As ons nie hierdie goed doen nie, is ons nie waardig van Christus nie, dan het hy nie verhouding met ons nie, dan is die kruisiging nie vir ons nie. Solank as wat ons nie so lewe nie. En hy kom in vers 38, sê, en wie sy kruis nie neem en agter my volg nie, is my nie waardig nie. Sê dit weer. En wat beteken dit om jou kruis op te neem? En ek dink altyd, ek onthou toe ek net op bekering gekom het, ek het baie radikaal, ek dink ek was baie radikaal. Die belangrikste ding wat ons verveg in hierdie lewe is om aan die lewe te bly. Alles wat ons doen is om aan die lewe te bly. Ek dink dis die grootste ding, alles, die goed wat ons koop, mediese fonds, al kos dit R19,000 'n maand, ons betaal dit, want ons wil net aan die lewe bly. Ons wil nie op 'n plek kom en dan te naby aan die dood kom. Dit is die grootste vrees vir iemand wat nie naby aan die Here is nie. En dalk iemand wat nader aan die Here beweeg, is dit nog steeds, is vir my nog steeds 'n vrees. En Christus sê, en wie nie sy kruis neem, en agter my volg nie, is my nie waardig nie. En hy sê daar, wie nie bereid is, om deur dieselfde te gaan as wat ek gegaan het, is my nie waardig nie. Want hy sê, as jy nie bereid is om jou lewe neer te lê, vir my nie, is jy nie waardig, om my seun genoem te word nie. En dit is nogal iets anders. Dit beteken om al die goed waar ek voorheen uitgang het, al die goed wat ek voorheen gedoen het, die manier hoe ek gepraat het, die goed wat ek gekyk het, ek moet bereid wees om daai ou lewe vir my heeltemal neer te lê en my kruis te vat. Wat beteken as ek my kruis loop? Ek identifiseer met Christus en dit te vat en te sê, ek lewe vir Christus, ek is dood. Ek gaan nou saam Christus. Hy is my alles. Hierdie goed wat almal mee besig is, ek wil niks daarvan hê nie. Ek soek net Christus. En dis wat Dawid ook was toe hy gesê, die Here is my herder. Ek hoor niks anders nie. Soos ek soek net God heeltyd met alles in my. En in vers 39 sê hy, wie sy lewe vind, sal dit verloor. En wie sy lewe verloor om my ontwil, sal dit vind. En dis waar hy gaan stop. En hy sê dit so eenvoudig en so maklik. Wie sy lewe verloor vir my ontwil, wat beteken, Here, ek wil nie meer lewe vir myself nie. Ek wil alles wat ek weet, wil ek weggooi, en ek wil net lewe vir U. En alles, en dis presies waar Abraham was, hy het nog eers Jesus geken nie. Maar dis hoe hy teenoor God opgetree het, en hy was dit bereid om al sy keuses wat hy maak, neer te lê voor God, en hom te volg. En dit laat my weer dink aan Filippense 3, vers 14. En ek gaan afsluit met dit, die band is amper hierso. En hy sê weer eens, maar een ding, ek vergeet van die dinge wat agter my is, en ek strek my uit na wat voor is, en ek jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping wat van God in Christus Jesus. En ek wil sê weer hierso, ek vergeet van my ou lewe, ek los alles, as iemand my gepla daar, as iemand my te nakom, ek kyk nie terug nie, ek hou my oë op Christus. Dis is daai wat hy sê, jou liefde moet so groot wees vir Christus, dat die res van die goed in plek sal val. En dis waarmee ek wil afsluit, om te sê, dalk is daar iets wat jou 'n bietjie weghou, of iets wat jy nie seker oor is nie, iets wat jy te bang is om te los, want jou identiteit stalk in dit, of dit is jou alles. Ek onthou, weer eens, net toe ek tot bekering kom, ek het baie dromme gespeel, skool, ek dink ek's vrek cool, ek speel dromme en ek het musiek, en die een ouetjie, I think hy dien meer die Here nie, maar hy kom praat met my, en hy sê, is jy bereid om jou dromme te los vir die Here? Ek is, waarvan praat jy? Ek kan nie dit los nie. Dit was so stupid, en jy kan enigiets daar insit, maar as jy bereid om die ding waarvoor jy die liefste is, neer te lê, vir die ding waarvoor jy die liefste moet wees, en dit heeltemal te los. En baie keer is daai ding wat ons so voor lief is, een of ander verslawing, of een of ander ding wat ons aandag aftrek, heeltyd. En ek wil eintlik hierdie een bladsy kry, die liedjie wat ons mee gaan afsluit. En ek wil soos ons vanaand hierdie laaste lied sing, ons gaan sing Trust in God. En ek wil sê die volgende in die koortjie,
He said, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. En herhaal hy weer, he will never fail. En mag ons daai liefde en vertroue in God hê. Hy sê hier so in die beriggedeelte, sê hy, ek het gesoek na die Here en hy het my gehoor en hy het my geantwoord. Maar die belangrike ding is ek het gesoek na hom. En die wat die Here soek, sal hy beloon. En ek wil hê soos ons vanaand hierdie liedjie sing weer, ons gaan hom heeltemal deur sing. En dan gaan ons afsluit. Om vir die Here regtig te vra, vir die Heilige Gees in te nooi in jou hart en sê, wat is dalk daai ding wat in jou pas? Want soos ek hier praat, kom al baie goed op wat dalk in my pad staan van wat ek dalk moet opoffer. Dit lyk dalk nie reg nie. Dit lyk dalk nie goed nie. Dalk werk jy al lank in jou hart en sê, hoorie, hierdie ding kom tussen ons. Wanneer gaan jy dit los? En soos ons hierdie lied sing, wil ek net hê jy moet dit by die Here se voete los, soos Abraham vir Isak gevat het. Sê ook, Here, U het nog steeds hierdie belofte in my. Al lyk dit soos die enigste hoop wat ek het. Is ek bereid om dit neer te lê by U voete en U te volg en te vertrou op U, want U kan uit die dooie, uit iets wat dood is, nog steeds vir my iets bring. So ek julle uitnooi om op te staan, dan gaan ek vir ons 'n gebed sê. En dan ja, loof en prys net die Here, los wat ook al in jou pad staan. Al sukkel jy, al kan jy môre terug na dit toe, los dit net by die Here vanaand. En hou aan hom soek en agter hom aan hardloop. So kom ons sluit die oë. Dankie Here vir U woord wat so groot is en so almagtig is. Dankie vir U liefde. Dankie dat U ons so lief het, Here, dat U U enigste seun gestuur het en waarlik hom opoffer het vir ons, Here. Here, dankie vir U oneindige liefde wat ons uit die diepste put kom haal, Here, uit die grootste verslawing, waar ons dalk dink ons is so verlore, Here, dat U nog steeds deurkom en ons lief het, Here. Bo alles, ewen voor ons U geken het, het U ons geken. Terwyl ons nog U gevloek het en U naam uitelik gebruik het en gespot het met U, het U ons lief gehad en 'n plan vir ons elkeen gehad, Here. En Here, dit is my hoop dat ons sal teruggaan na die beloftes wat U in ons elkeen se lewe gemaak het, Here. En Here, as ons nie weet wat dit is, dat U Gees dit sal kom opwek in ons hart, Here, en dat ons oë en ons ore en ons hart sal oopgaan vir wat U in ons lewe wil doen, Here. En ek kom bid dit als in die naam van Jesus Christus. Blessed assurance, Jesus is mine, and He's been my fourth man in the fire, time after time, and born of His Spirit, and washed in His blood. And what He did for me on Calvary is more than enough. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. Oh, He will never fail. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. Yes, He will never fail. In perfect submission, and all is at rest. I know the author of tomorrow has ordered my steps. This is my story,
and this is my song, praising my risen King and Savior all the day long. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. Yes, He will never fail. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. Yes, He will never fail. And I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. Yes, He will never fail. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. Yes, He will never fail. And I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. Yes, He will never fail. Dankie Here dat ons kom na U toe Here. Alles by U voete los as dit die nuwe week ingaan Here. En Here ek
Ek bid dat ons daai vertroue en daai geloof in U sal opbou, Here, dat ons geloofstappe sal vat, Here, wat dalk nie vir ons reg lyk nie, Here, maar dat ons op U sal vertrou met alles wat ons het, Here. Al lyk dit of alles uitmekaar val, Here. Mag ons huis bly op hierdie rots wat U woord is, Here. Mag ons vashou aan wie U is en wat U in ons lewens doen, Here. Ek kom bid dit alles in Jesus naam. Amen.